Baie welkom aan al ons luisteraars vandag by ons program Stem van Getuies. Nou die stem wat u vandag gaan hoor, gaan getuig van hoe waarheid skaars is in hierdie wêreld, maar waarheid sal jou vind. En alhoewel God haar gebruik vandag om sy hande en voete te wees om ander te versorg, was haar eie hart baie lank geslote vir ware versorging. Tot op 'n dag waar 'n uitroep na God 'n aggressiewe vrou verander het in 'n godvreesende vrou. Haar dogter se eie woorde: ek verkies die ma wat ek nou het. U luister nou na Stem van Getuies, veranderde lewe. Saam met my vandag in die studio is Letitia. Nou, voor Letitia in Desember 2019 by Magaliese gemeente ingestap het, was sy eers 'n Katoliek gewees, toe 'n lid van die Hervormde Kerk, toe 'n Baptis gewees en toe later in die NG Kerk. En vandag is Letitia 6 jaar 'n Sewende Dag Adventis. En ek is so excited dat sy vandag ons verhaal met ons deel. So Letitia, baie dankie vir jou bereidwilligheid om met ons te praat vandag en baie welkom by ons studio, Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier te wees, om te getuig van wat ons dierbare, kosbare Vader daar in die hemel vir elkeen van ons het op ons pad. En dat ons na sy stem sal luister en gewillig sal wees om sy werk te verrig hier op aarde, want ons tyd is baie, baie min. Dit is. En dankie vir die bereidwilligheid, want 'n getuienis is nie altyd iets wat maklik is nie, want dit is emosioneel, dit sit hier binne. En mense moet op 'n plek kom waar jy, ek wil amper sê, gesond genoeg is, dat mense dit kan deel. Dit is so, Chanel, ek wil jou net herinner, my laaste kerk was eintlik die AGS gewees. Ekskuus dat ek die AGS gemis in daai lys. Nee, ek wil net vir jou genoem het, dit is net vir my, as ek dink daaraan in 2019, dat ek 'n pad gestap het van Maart 2019 tot Desember 2019. Voor ek by Magaliese ingestap het. Dis onbeskryflik, dit was 'n pad van leer, 'n pad van suiwering, en 'n pad van die Heilige Skrif in te neem, en dit so te bestudeer, dat ek op die einde van alles, het ek met 37 kursusse klaargemaak. Sure. So 'n behoefte het ek gehad. So hongerte. Ja, dat ek wou alles weet wat in die woord staan. Sure. En wat die Here vir my geopenbaar het in Maart 2019 was onbeskryflik. Sure. En nou voor ons kom by Maart, Letitia, jy het actually groot geword in die Katolieke Kerk. En tot op die ouderdom van omtrent 6, dink ek, het jy Dis gesê. reg, ja. Nou baie mense sê dit is daar die eerste 6-7 jaar van 'n kind se lewe wat mense die grondslag lê, want dit is baie belangrike jare in 'n kind se opvoeding. Nou, alhoewel jou lidmaatskap by soveel ander kerke was, soos met die AGS ek nou ook gemis in daai lys, hoekom het jy nooit teruggegaan na jou kinderkerk toe nie? Dit is nogal 'n vraag daai, want in die tyd wat ek in die Katolieke Kerk was ek ook in die konvent. Oh. Ja, ek het skool gegaan daar, my ma het my daar na die skool gesit, en sy en my eerste pa was geskei. En ek het daar groot geword in daai kerk. En selfs in die skool. En ek sal nooit vergeet nie, ek was in 'n stadium, ek was in graad 1. Ja, ek was in graad 1. En ons was op pad na die kapel toe gewees, of die klein kerkie. Dit was altyd op 'n Vrydagoggend. Okay. En dan die nonne saam met ons gestap. En was hulle vriendelik geweest? Want mense hoor terrible stories van hulle. Nee, ek moet regtig sê, die een non wat ons gehad het, haar naam was Veronica. En sy was onbeskryflik baie lief vir ons kinders gewees. Okay. Sy het altyd gesê, ek sal nooit vergeet as ons in die klas ingestap het, en dan sy altyd gesê, please do not make a noise. Jy weet, en sy het dit nooit so lelik gestel, en sy was altyd liefdevol. Okay. Maar die spesifieke Vrydagoggend stap ons in die klein kerkie, want ons gaan nou aanbid vir Moeder Maria. Okay. Maar in die kerk voorin was daar 'n beeld van Maria gewees. Maar my vriendinnetjie wat agter my staan, my skoolmaatjie, staan toe, sy kielie my, en ek woets om, en toe ek omwoets, klap my hand die hele standbeeld om. En hy breek daar in stukke.
So Tannie Letitia het Moeder Maria gebreek. Ja, ek het hom in stukke laat val. Dit was chaos. Op so 'n manier dat ek onthou die hoofnon daar het gesê, I will tell your mother and she's gonna pay for everything. En ek sal nooit vergeet was my reaksie. Ek het omgedraai, toe lag ek daaroor. Want ek het gedink alles is 'n massiewe grap, want dit is net 'n standbeeld. Tisha, ek verskoon my luisteraars, ek gaan nou baie stout wees om hierdie te vra, maar hierdie kerk toegemaak daarna. Nee, teendeel, net daarna was dit die tydperk gewees wat my ma aan my genoem het, want sy het toe 'n verhouding gehad met 'n ander man. Okay. En ek het van die man geweet, sy naam was Oom Frans, dierbare, kosbare mens, en ek was so voorbarig, na die situasie gebeur, my ma moes 'n bedrag inbetaal het, maar nadat dit gebeur het, nee, die kerk het nie toegemaak, die skool het nie toegemaak, het aangegaan, maar ek is toe uitgehaal, weens die situasie, en ek sal nooit vergeet, die oom wat vir ons kon kuier het, vir my ma kon kuier het, is ek so blantant, wat ek was baie voor op die waar, toe sê ek, Oom Frans, hoekom trou jy nie met my ma nie? En Tannie se ma was nog gesê getroud op tuis? Nee, sy was alreeds geskei. En dit was seker 'n maand daarna, toe dat hulle my weet hulle gaan trou. Okay. En dit was die vreugdevolle tyd in my lewe gewees, want dit was 'n wonderlike mens wat my ma op daai oomblik gekry het om mee te trou. En sy naam was François Albertus Du Plessis. Okay. En Tannie, julle is nie weer terug na daai kapel toe nie. So saam met Oom François as julle toe na 'n ander kerk toe. Ja, want outomaties toe kom ons in die hervormde kerk en ons is toe getrek van Johannesburg af Springs toe. Okay. En ek is toe daar in die hervormde kerk en my tweede pa, sal ek sê my stiefpa, maar dit eintlik my werklike pa geword. Sy ma het saam met ons gebly, my ouma Du Plessis. En sy het elke Sondag saam met my na die hervormde kerk toe gegaan en ek het daar groot geword. En ja, dit was my pad wat ek met haar gestap het. Was my ma en pa het nooit kerk toe gegaan nie, maar ek nooit nie. Ja. Was Tannie as 'n kind al lief vir die Here? Ek gaan eerlik vir jou sê, ek glo nie regtig ek was lief vir hom nie, maar die pad wat ek gestap het saam met my ouma, het vir my 'n ander prentjie geskilder. Sy het altyd stilte tyd gehad in die oggend, altyd haar stilte tyd gehad in die aand, en ek het baie by haar gaan sit, en ek het geluister. Sy het baie keer die skrif uitgelees, en ek sal nooit vergeet nie, sy het nog 'n Hollandse Bybel gehad. Oh wow. En dit was vir my onbeskryflik gewees, ja, ek het 'n pad met haar gestap. En ek onthou altyd, sy het altyd gesê, al doen jy iets verkeerd, Letitia, sy sê jy's jammer, die Here vergewe jou. So ja, ek het 'n pad met haar gestap, onbesitlike, ons sal ek sê onbeskryflike pad gewees. Ek was 'n baie stout kind gewees. Al om Moeder Maria te kan breek. Tannie Letitia, vertel ons van Tannie Ella. Sjoe, nou spring ons omtrent 'n bietjie vorentoe. Ja, Tannie Ella was eintlik my eerste pasiënt wat ek begin versorg het. En hierdie werk wat ek gekry het, is te staande aan my ma, na my pa dood is, het my oorlede man, Ferdi, vir my gevra, Engel, dink jy nie, jy moet eerder na jou ma kyk nie. En op daai oomblik het ek gewerk, maar ek kon my werk huis toe bring. En wat se werk was dit gewees? Ek was 'n boekhouer gewees. Okay. En ek kon nie werk by die huis doen. Die firma wat ek voor gewerk het, het gesê dis doodreg, ek kan dit doen. En so het ek my ma begin versorg. En dit het 5 jaar gevat. En in daai tydperk het ek my 2 kinders gehad. Nou, hoe versorg jy jou moeder en jy het nog 2 kinders? Sure. Maar dit was die Here se wil, dat my ma se bediende, en ek is nie bang om haar naam te noem nie, Betty Masilela. Sy het 'n onbeskryflike liefde gehad vir my 2 kinders. Sy het my 2 kinders grootgemaak. Sure. Sy het hulle altyd geabba. Hulle kossies vir hulle gee wat hulle nodig het. En ek sal nooit vergeet die dag toe my ma kop neerlê. Die dag daarna toe staan 'n familielede daar. Toe
kom sit sy langs my. En dis die woorde wat sy sê, Nonna, die Here slaap nie. Min het ek geweet, 15 jaar daarna, het ek dringend werk nodig gehad, want my kinders was nog op skool gewees, en dis omtrent so, dit was in dat ek nou nie jok nie, ja, dit was 2015. En ek nie geweet wat om te doen nie. Ek het oral gaan werk soek, maar kon niks kry nie. En toe, my 2 kinders het altyd vir hulle arbeidsterapeut gesê, hoe het ek my ma, hulle ouma versorg. Okay. En dit is hoe sy daarvan te vinde gekom het, en sy toe gehoor ek soek werk, en haar vriendin ken toe die eienaar van Lazarus Thuis Versorging. Wow. En sy sê toe vir een van die ander onderwysers, Maritjie Landman, dit was sy wat vir my gesê daarvan, maar eintlik Elmarie Beyker. As sy my sien, moet sy vir my sê, ek moet haar dadelik kom sien. En ek het toe gegaan en hulle reël toe vir my die afspraak. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek instap, toe sê sy vir my, wat se kennis het ek? Sy het my net die een vraag gevra. Toe gee ek haar 'n hele brief wat ek gedoen het, en die 4 dokters onder wie my ma was. Dr. Bisha, Dr. Viljoen, Dr. Reineke. Die Griekse doktertjie se van kan ek nooit onthou nie, maar ja, sy naam was ook by. En sy het al 4 dokters gebel, en dis 'n hele 15 jaar daarna wat my ma dood is. Sure. En hulle al 4 kan my nog onthou en getuig hoe goed ek na my ma omgesien het. Sure, dis wonderlik. En ek het toe die 1 Mei 2015, julle sal nie dink, môre is dit 'n hele 10 jaar terug, Wow. het ek by Tannie Ella Forsie ingestap. En ek sal nooit vergeet, sy het op die stoep gesit by Montana After die Oord. Sy het in Houtkapperstraat gebly. En sy het daar gestaan, en toe ek uitklim saam met Tannie Rita. Tannie Rita is nou nie meer met ons nie. Toe ek uitstap, toe ek instap, toe sê sy het opgestaan by haar stoeletjie. Sê sy, die Here het jou gestuur. Dit is Tannie Ella. Dis Tannie Ella. Toe het sy al 7 versorgers voor my gehad. Wow. En niemand kon by haar hou nie. Maar sy het 'n versorger gehad, 'n swart versorger wat nagdiens by haar gedoen het. Sy was baie lief vir haar. Ou Esther Kamale. En Esther het saam met my die pad gestap. En sy het vir my baie dinge geleer in versorging. Onbeskryflike mens daai. Dis hoekom ek altyd vir my kinders sê, as ek ooit versorging wil hê, wil ek haar hê. Nou met Esther na Tannie kom kyk. Want sy is 20 jaar jonger as ek. 'n onbeskryflike liefdevolle mens. Maar in elk geval, ek het 'n pad met haar gestap. En Tannie Ella se woorde sal ek nooit vergeet nie, want sy het Alzheimer gehad, begin kry. Het sy altyd gesê, dingetjie, die Here moet jou leer en lei, en nie mens nie. En sy was 'n eentjie kerk. Dis groot woorde. Dis groot woorde daai, en ek sal nooit vergeet toe sy tot sterwe kom, 3 en 'n maand jaar daarna. Ja, 3 jaar en 'n maand. Was in 2018. Toe het haar kinders my gevra om die huis, die goed in bokse te pak en alles reg te maak. Ek moes nog 'n week aanbly in die huis nadat Tannie Ella dood is. En ek het so deur die huis gegaan en goeders uitgepak en al daai dinge. En toe kom ek in my kamer waar ek geslaap het. En ek maak die een boks oop, en julle sal nie glo wat bo op die boks lê nie. 10 gebooie 2 keer verwyder deur Shelley Quinn en Danny Shelton. Wow. En toe onmiddellik, ek het nie dadelik geweet van die waarheid nie, ek het nie geweet daarna nie. Ek het net na die boek gekyk. Skus Tannie, was Tannie Ella Adventist geweest? Nee. Sy Glad was nie. net vir Here lief. Sy was net 'n vredelewende mens geweest. Sy het 'n liefde gekoester vir Here wat onbeskryflik was. Haar geliefkoeste psalm was 103 vers 1 tot 5. Psalm 16 vers 5 en 6. En julle sal nie glo, dis eintlik deel van my gebed. Okay. Maar in elk geval, en ek sal nooit vergeet nie, toe ek daai boek by my hou, toe tog ek 10 gebooie 2 keer verwyder. Waar kom dit vandaan? Maar ek registreer nie dadelik as Adventist nie. Maar in elk geval, en Tannie Ella se week daarna, sy het 'n gedenkdiens gehad en alles is toe verby, ek is toe daar weg. Maar terwyl ek daar is, hoor ek 'n oom wat in dieselfde After die Oord is, oom Barries.
Nou, hy is 'n gemeentelid gewees van Magaliesig. Nou, ek het dit nie geweet nie. En ek hoor toe hy is in die hospitaal baie siek. Ek gaan toe na die kantoor, ek vra nog vir Queenie. Queenie sê nee, sy het wel die nommer, maar sy dogter se nommer. Ek sê toe nie, dis doodreg en ek kom by Diane Herbs. Dis nou oom Barry se dogter. En ek kontak haar. En daar begin die pad. In die geloof wat ons moet hê. Tannie Letitia, net 'n bietjie terug na Tannie Ella toe. Sy het baie keer vir Tannie boodskappe gestuur. Wat Tannie later geblok het. Nee, dit was nie sy gewees nie. Dit was Diane gewees. Dit was nou die. Ja, die spesifieke Diane wat dit gedoen het. Sy het aangehou die waarheid vir my te gee. En ek was op daai stadium toe nou by 'n Hollandse tannie Alida Terhaak. So van Tannie Ella af is Tannie nou na Tannie Alida Terhaak en dis in dieselfde afdeeoort. Okay. Want hulle het toe gehoor ek het Tannie Ella versorg en sy is nou oorlede en ek het 'n onderhoud met die twee susters gehad. Die een bly in Holland, Rotterdam en die ander ene bly in Australië in Gold Coast. Okay. Die twee dogters se naam was Ria en Lida. Twee pragtige mense. En hulle het 'n onderhoud met my gehad want die twee vorige versorgers het nie mooi na moeder gekyk nie. En ek is toe aangestel. Maar toe kom hulle agter ek is lief vir die Here. Maar ek het nog nie die waarheid gehad nie. En hulle het vir my gesê ek wil niks van julle godsdiens weet nie. Maar dis nou die dogters in die onderhoud. Ja. Het Tannie die werk gekry? Ek het dit gekry. Ai. Dis die Here se wil gewees. Ja. Ek sê hulle sê hoekom. Maar intussen tyd is daar een besig met my. En ek raak toe moeilik en ek sê ek is nou gaai vol vir die storie. Want skus Tannie, Diane se pa is in die hospitaal. Het Tannie toe vir hom gaan kuier? Nee, ek het nie. Hy is toe intussen tyd oorlede. So vir watter rede het Diane heeltyd met Tannie gepraat? Ek dink sy's vreeslik lief om te evangeliseer vir ander mense om die waarheid te weet. Maar sy het toe agtergekom, jy weet, waar kom ek nou vandaan? Jy weet, en ons het nou maar heen en weer so gepraat. Ek kon dit nou nie meer hanteer nie. Okay. En toe blok en delete ek al. That's it. I had enough. En ek gesê ek wil nou niks van hierdie sekte weet nie. Julle is definitief nie deel van die Here nie. Want Tannie is al gewaarsku oor hierdie sekte toe Tannie jonk ook was. Ons het nou in die kar gepraat. Dis reg. Ek onthou ek het in Castleton gebly in Springs. En my ma het in Klaarsal weggebly en die mense wat op die hoek gebly het was Lees geweest. Ek nooit vergeet nie. En hulle was 'n 7-dag Adventiste. En my ma het om die dood vir my sê, jy gaan nie naby daai mense nie. Dis hoekom ek vanoggend vir jou gesê het in die kar, ek wonder wat sy my ma en pa gesê het as hulle nou gelewe het. Maar ja, dit is hoe dit nou so gebeur het. En ja, in Maart 2019 kan ek nou maar vorentoe hardloop met die boodskap. In Maart 2019 is ek toe nou af, ek is elke naweek nou af gewees, ek was by die voorregte posisie dat my pasiënt se twee dogters het elke 3 maande gewissel, dan het was hulle daar gewees, hulle het saam ingebly. En hulle het nooit weer opgebring of teen Tannie gehou, Tannie se liefde vir die Here? Nee, glad nie, inteendeel, sal ek nooit vergeet nie, Oulidaatjie sê die eendag sit ons daar, en ons begin so te praat, want sy het baie gebrei gehekel vir weeskinders in Australië. En ek het toe begin help brei en hekel. En toe begin sy met my praat, sy sê vir my bietjie meer van hierdie Here, hierdie Jesus wat jy so van praat. En ek tog, ja, hier kom dit. En ek het met haar begin praat en sy het begin luister. En bo alle het sy die Bybel begin oopmaak. Wow. Ek het toe nie agterna gehoor waar ver sy was nie, want ek forceer niks af nie, ek los dit. Maar ja, toe kom 'n pad en haar kind, haar ma het vreeslik siek geword en sy land in die hospitaal. En die dokter sê toe vir haar, sy gaan nie lank meer leef nie. En ek sal nooit vergeet nie. Ek het die dag, sy het my laat weet, en ek het die dag op my knieë gaan, toe sê ek, Here, waar u sê, waar u spreek is daar lewe. En hy wys vir my in Deuteronomium,
Al kry ons die plaag van Egipte land en ons loop saam met hom die pad. Hy sal ons genees. En 3 dae daarna bel Lida met 'n opgewondenheid in haar stem. My ma se oë het oopgegaan. Wow. Die dokters kan dit nie verstaan nie, maar sy lewe. Daar's beterskap in haar gesondheid. En sy kan dalk oor 'n week terugkom huis toe. So van sy gaan binnekort doodgaan na en nou gaan sy huis toe gaan. Sy gaan huis toe. En sy is nie huis toe gestuur met maak haar rustig, Nee. gemaklik en Nee. En op so 'n manier dat Lida en ek het besluit ons gaan laat moedertjie begin oefen. Sy sit in die stoel en oefen sy en ek oefen saam met haar. En ons begin, jy weet, dit. Maar toe sit ek nog nie by die waarheid nie, hoor. Ja. Ek is nog glad nie by die waarheid Okay. nie. En ek sal nooit vergeet nie, en so het my tannie verbeter, op so 'n manier, dat sy het nog 15 maande daarna gelewe. Dis lank vir iemand wat 'n doodsvonnis gekry het. Dis reg, en ek sal nooit vergeet nie, in daai tydperk, in Maart 2019, kom ek die Vrydag by die huis. Ek sê, Here, soveel mense sê vir my dit en hulle sê vir my dat, maar ek weet die waarheid is in u woord. Ek wil hê u moet vir my die waarheid vandag gee. En ek tik op YouTube, gee my die Bybel. En ek kom op die reeks van Innirex. Gee my die Bybel, alleen die Bybel. Nou jy weet, daar het nooit van Innirex gepraat nie. Niemand het my van Innirex gesê nie. Geensins nie. Van net van Walter geweet, maar nie van oom. Nee. Maar oom Walter het ek maar net van hier en daar geweet. Ook maar nie belang gestel nie. Jy weet. En ek sal nooit vergeet nie. Ek begin daai reeks Vrydagmiddag te kyk. En Sondagmiddag toe ek klaar met daai reeks. Nie eers bekommerd geraak om te eet of enigiets nie. Ek het intussen tyd hier en daar ietsie gevat om te drink en te eet. Partymal vergeet om selfs my gesig te was en tande te borsel. Want hierdie waarheid het my so aangegryp. En op daai stadium het ek nie die 53 vertaling gehad nie. Ek het die 83 vertaling gehad en ek tog, maar dis nie dieselfde nie. Daar's stukke weg. En toe, daai maandag toe ek by Montana af te kom, sal ek nooit vergeet nie. Ek stap in en ek sê nog vir Bram Pretorius, hy's nie meer daar nie, ek verstaan hy's oorlede. Ek sê vir hom, ek moet daai aansnommer nou kry. Want dan het hom geblok in delete. En hy gee hom vir my, hy stuur hom vir my. En daai selfde dag bel ek vir daai en ek sê vir haar, ek het die waarheid gekry. Ek sê vir haar, en toe begin ek die pad te stap. En wat was daai aanse reaksie? Wat Tannie moet seker haar woorde onthou. Ek sal dit goed onthou. Sussie, welkom. En hoe lank was dit nou nadat Tannie haar ontmoet het daai tyd? Wel dit was, as ek mooi kan onthou, Tannie Ella is in Mei 2018 oorlede. En ek het 'n rukkie daarna, dit was in Junie maand, Mei, Junie ja, het ek by, nou kan jy dink van Mei 2018 af, het sy met my begin. En in daai tydperk het ek al geblok. Ek dink dit was in November, Desember, ek kan nie onthou nie. Maar sy het nooit my nommer laat gaan nie. En toe ek in Maart 2019 na kontak en ek sê vir haar, sy nooit vergeet, sy sê welkom. Welkom, Sussie. Welkom, Sussie, en ek sal dit nooit vergeet nie. En ek het, toe was sy nog in Centurion gewees, het hier gebly. En daai vrou het nooit opgehou nie. Ons het nog oom Louis gaan besoek by 'n Bybelwa. En ek het hierdie 53 vertaling gaan koop. En as jy na hierdie 53 vertaling kyk, sal jy sien hoe ek het gewerk in hom. Ek en ek is nog steeds besig in hom te werk. En ek sal nooit vergeet nie, daar het ek begin te leer van Amazing Facts. It is written. Ek het selfs 'n direkte kontak gehad met Neville Neefling.
daar is soveel hoe kan ek sê uiteensettings wat ek gekry het, wat ek gevolg het. En ek het daardeur het ek 37 kursusse gedoen deur ASI en al daai dinge. Ek kan nie eers meer onthou die helfte van dit nie. Ek moet op my laptop gaan kyk hoeveel het ek gedoen. Selfs van Iver Myers het ek kursus gehad. Daar is soveel mense wat se kursusse ek gedoen het. Die laaste wat ek onthou nou, ek het hom nou so 'n maand terug klaar gedoen, was van White Horse Ministry geweest. Okay. So ek hou nie op nie. Maar ja, ek het 'n pad begin stap in Desember 2019. Stap dan in die kerk. Stap ek in Magaliesig wat daai ingereël het. En ek sal nooit vergeet nie, voor ek daai dag ingestap het. Die donderdag ry ons nogal verby Magaliesig. Toe sit oom Joe en Dou Kreer by die hek want hulle het gewag vir iemand. Toe gaan stop sy daar en sy stel my voor aan hulle. En daai Sabbat stap ek in die kerk en ek sal nooit vergeet nie. Toe ek instap, toe laat hulle verwelkom hulle my. En toe ek so in die kerk instap, toe kom leraar Hannes voor die uit. En hy verwelkom my. Dierbare man. Dierbare mens. En ek gaan sit in daai kerk en ek sit nog selfs op dieselfde plek nog. Selfde plek. En weet jy, toe ek daar gaan sit, toe sê ek, Here, ek is nou in u vrederyk. Dankie. Arrived. Wel nog nie in die hemel nie, maar hier. Ek Nou is al hier. Tannie se. Want dis maar eintlik so mooi om te dink, dan het groot geword as Katoliek. Nou deur al die ander verskillende kerke gegaan. Soos Tannie sê, daai liefde vir die Here was nie daar van die begin af nie, maar die verhouding wat Tannie met die ouma gehad het en die voorbeeld wat sy gestel het vir Tannie as 'n kind. Dis reg. En die soeke wat Tannie gehad het. Ek het altyd, weet jy, ek was altyd in die woord van die Here. Ek het altyd gesoek. Ek het baie Bybelstudies gedoen en baie dinge gedoen, maar ek het altyd 'n soeke gehad na die Here. Maar die waarheid wat ek ondervind het daardie dag in my huis, al ek het in 'n tuin woonstapel in daai oomblik. Ek kan nie vir mense beskryf wat dit was om die waarheid te kry nie. Dis net of die bladsye oopgeval het. Dit is onbeskryflik. Dit is net. Kan ek Tannie Letitia vra, want dit klink of die Here so gewerk het, Tannie se hart was reg vir daardie boodskap daai dag. Dit is asof Tannie se hart reg was vir daai naweek se lesings. Hy het geweet. Maar sê nou maar Tannie het dit gekry 10 jaar voor dit. Sou Tannie dit so geëet het? Ek glo nie, want ek was 'n onbeskryflike ek weet nie hoe om dit vir julle te sê nie. Voor Tannie dit so verduidelik, dink ek kan Tannie my antwoord op daai manier op hierdie vraag, want ek sal graag wil weet hoekom sê Tannie se dogter sy verkies die ma wat sy vandag het? Goed, dus ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek was 'n baie streng ma gewees. Enigste verkeerde ding wat hulle gesê het, hulle 7 soorte waks het dit my gekry. Okay. En ek was baie glad met my mond. Ek gaan dit nie nou oor die radiostasie sê nie, maar ek was, kyk as jy my daai tyd ken, jy ken my nou, kan jy die verskil sien. 2 verskillende mense. Dis 2 verskillende mense. Ek het die 7 soorte waks uit mense uit lelike woorde kwyt geraak. Ek was nie bang om my woord te sien nie. Kyk, as kind, toe ek in matriek was, waar ek allemag polisie toe gegaan het. Ek was gereël. Alles was gereël gewees vir my. Ek het die onderhoud gedoen. Ek het die fiksheidstoets gedoen. Ek sal nooit vergeet die brigadier wat nog die onderhoud met my gedoen het. Toe sê sy nogal, ek sal 'n goeie opleidingsoffisier word. Kwaai genoeg. Kwaai genoeg, ja. Dit gee jou die erkenning daarvan. En vandag as ek daarna kyk, dan sal ek dink hoekom my dogter dit gesê het. Sy verkies die ma wat ek vandag is en ek is baie dankbaar vir my dierbare vader daarvoor. Verseker. En dis die belofte daarin is so mooi wanneer mense die woord van God lees. Jy kan nie onverander daar uitklim nie. Jy kan nie. Jy kan nie as die Here eers met jou begin werk en jy maak jou hart oop. Jy kan nie dieselfde persoon daar wegstap nie. Ja, want as jy in Jeremia 17 gaan lees, van vers 7 af tot 10. Hoe mooi die Here stel as jy 'n pad saam met hom stap. Dan is jy soos 'n groen boom by 'n watervlei. Selfs in Psalm 1 sê hy dit vir jou. Jy ontbot so dat selfs al gaan jy in droogte in, daai groenigheid bly daar. Want die roots is diep. Hy's vasgeanker.
Maar hy sê ook in dieselfde asem sê hy, maar die hart is bedrieglik. Ja. Daarom, as jy nie gesuiwer word deur die woord van God, deur sy Heilige Gees, deur die Seun van God wat vir ons gesterf het nie, kan ek mense verseker, jy as mens beteken niks nie. Maar vir die Here beteken jy, want jy's 'n kosbare siel vir ons. En dit is hoekom dit vir my so mooi is in Matteus 20, vers 25 tot 29, waar die Here vir sy disippels gesê het, hoe ons moet optree teenoor ander. En ek wil dit graag lees as dit moontlik is, Chanel. Ek wil dit baie graag lees. Want dit is vir my so mooi, want ek het nogal Sabbatles verlede Sabbat aangebied. Ek het actually ook. En toe ek dit sien, dit was vir my so onbeskryflik gewees, en dit het vir my weer eens laat besef, hoe wonderlik die Here vir ons is. En dit sê hierso, maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, so mooi wat hy sê, hy hulle geroep. Julle weet dat die owerstes van die nasies oorheers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En dis hoekom die Here my 'n versorger gemaak het. Want ek dien bejaardes. En elkeen wat onder julle eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hoeveel van ons wil dit doen? Hoeveel van ons wil dit graag doen? En dit is hoekom ek sê, om versorging te doen, is 'n werk wat die Here vir my gegee het. Omdat ek my ma 5 jaar versorg het. En daai woorde sal ek nooit van Betty vergeet nie. En nou doen ek dit. Maar die Here het met my pad gestap na my tannie Alida oorlede is. Ek sal dit nooit vergeet voor sy weg is. Ek het haar die Woensdag gebad. En haar woorde was vir my gewees. Toe het ek nou al in die waarheid. Toe vra sy vir my, is Jesus lief vir my? Toe sê ek vir ja, tannie Alida, hy is lief vir jou. Toe sê, hoe weet ek dit? Toe sê ek, as jy vanaand bed toe gaan, bid vir hom. Hy sal dit weet. Min het ek geweet, is die laaste wat ek met haar sal praat. Want die Dinsdag toe, ek het eers die Dinsdag teruggekom, min het ek geweet, sy is daai Dinsdag oorlede. En toe ek daar kom, toe sê Alida vir my. En hulle was so dankbaar vir wat ek vir hulle ma gedoen het. En ek sal nooit vergeet nie, Lida het nog vir my die woorde gesê. Jy het Christenskap aan my gewys wat ek nog nooit gesien het nie. En ek is dankbaar daarvoor. Maar ek is toe daar weg, en ek is toe na ander tannie toe in Bougainville. Ek het 'n maand daar gewerk, en hulle het my gevra om te gaan. Hoekom? Want ek onderhou die Sabbat. Maar die Here het die deur nog oopgehou vir my. En toe ek daar weg en ek is na ander tannie in groot Tweede Riviere. Ek was 2 maande daarna. Vir hulle my weer om te gaan, dieselfde storie. En toe land ek by die huis en ek is 2 maande by die huis en in daai 2 maande doen ek die 28 leerstellings, want ek wil. En daai het met my die pad gestap. Ons het WhatsApp call elke dag en ons het dit gedoen 2 ure aan mekaar. Want ek wil dit klaar maak. Ek wil dit wees, ek wil daar wees. En in daai 2 maande wat ek klaar is, toe is klaar is, ek sal nooit vergeet die 29ste April. Nee, het was 29ste April. Kyk ek op my foon, ek sien daar's R11.000 inbetaal. Maar ek sien is van my vorige pasiënt wat dit inbetaal het, Teresa. En ek bel vir Laser, ek sê vir Sonet, hulle per ongeluk hier geld, dit moet die vir ander versorgers se geld wees. Sy sê vir my dankie vir my eerlikheid en sy laat vir Teresa weer. En Teresa stuur vir my die bankpersoon en ek stuur dit dadelik terug. En die 1 Mei
stap ek in by Amanda Sig Aftreeoord. By Tannie Sue Fondslichting. En ek sê dit vir haar dogter en vir haar, en dit het hulle nooit geplan nie. Ek het haar versorg vir 'n jaar en 8 maande, maar toe trek haar dogter en haar dogter wou toe haar ma saamneem. Maar dit was so jammer dat ek haar moes los, want sy het so geheg geraak aan my. Maar ek het vir my tannie laat weet, waar sy ook al gaan, moet sy weet die Here sal saam met haar op pad stap. En ek sal nooit vergeet, terwyl ek toe nou daar is, kry ek toe dadelik weer 'n werk by Sambesi Aftreeoord. En ek was daar vir 'n jaar en 'n half, en daar sê hulle weer vir my ek moet gaan, omdat ek die Sabbat onderhou. En ek sal nooit vergeet nie, ek het na my huisie toe gaan, ek gaan op my knie, ek sê, Here, dit is u heilige dag, dis nie my dag nie, maar ek wil hê, dat u vir my deur sal oopmaak, al moet dit 'n Adventiste tannie wees, wat ek moet gaan versorg. En toe ek klaar amen sê, gaan na 'n boodskap op my foon af. Wow. Toe sit 'n vroukie wat in Amanda Sig Aftreeoord bly, want sy onthou my nog, ek het vir Tannie Sue versorg, Annette Kellerman. En sy sê vir my, is ek beskikbaar, want die tannie se kinders soek 'n versorger, maar dit moet 'n blanke versorger wees. Ek sê vir haar, ek is beskikbaar. En 'n maand daarna gaan ek vir die onderhoud. En toe ek klaar is van die onderhoud, sê laat hulle my weet. En ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n week by die tannie Rina Burger. Pragtige tannie, ek's nog by haar. Okay. Ek was 'n week by haar en ek laat haar weet dat haar dogter was daar, Rita. Ek laat hulle weet dat ek is 'n Adventis. En Rita sê vir my, nee, is nie probleem nie, as jy wil Saterdag kerk toe gaan en jy's hier by moedertjie, jy kan haar kar vat, jy kan gaan, ek sal sorg dat ek hier by moedertjie wees, of jy laat my net weet, want sy ry by ons baie fiets, en dan sal sy sommer draai daar by moedertjie maak. Dis nou 2,5 jaar. Sjoe. En dis hoe die Here voorsien, wanneer ons getrou bly, want dis wat hy sê, onderhou my Sabbat en ek gaan jou ook seën, om dit te doen. Maar Tannie, ons tyd hardloop so 'n bietjie uit, maar as ek, iets wat ek hier uitvat, en luisteraars, ek hoop daar's hoop en 'n les vir elkeen van ons hier binne, maar van ons kant af, ons as mense kan net soveel doen om ons harte oop te maak vir die Here. Maar die Here is getrou en hy doen die res. Absoluut. Hy bring dit op jou pad. En dis vir my altyd so mooi om te dink, want God se regverdigheid, ek dink dit breek my brein partykeer. Maar die belofte van hy is regverdig in die sin van elke liewe persoon, soos wat op Tannie se pad gekry het, die waarheid gekry, die geleentheid gekry het, so kry elkeen van ons. En luisteraars, as jy iemand ken wat nog nie gekry het of experience het nie, hou aan bid. Hou aan bid soos Diana vir Tannie Letitia gebid het. Al blok hulle jou, al delete hulle jou, al wil hulle niks weet nie, ons bly op ons knieë vir God se kinders, want ons hou ook vas aan Openbaring 18. Daar's 'n 4de engel wat gaan roep, kom uit my uit. Sê kom uit my kinders. En dit is so, dit is absoluut so. Ek wil graag net 'n laaste dingetjie noem. En dit is so belangrik dat ons dit moet weet. En dit kry ons in Matteus 5. Ek wil dit graag vir mense noem, vir name as hulle so kwaad raak. En verwilderd raak. Ag man, ek is nie lus om na daai persoon te luister nie. Ek weet waarvan ek praat. Ek was ook daar. Laat ons Matteus 5 vers 44 tot 47 sal uitleef. Mag ek dit lees? Lief Tannie. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet, die wat julle liefhet, wat 'n loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan nie? Doen die tollenaars nie ook so nie?
wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En mag ons dit onthou. Mag Al ons. gaan jy deur stamp en stote, Mm. die Here is met ons. En ek dank die Here dat ek in Magaliesig is, Mm. want ek doen sy werk Mm. uit die liefde van my hart. Mm. Ek wil hê ons moet ook bid vir baie mense Mm. wat nie die waarheid het nie. Mm. Want ons tyd is min. Ons tyd is min, Ons tyd is min. maar wat ek ook graag altyd wil bysê, daar is nog tyd. Dis Ons dit. tyd is min, maar daar is nog 'n bietjie tyd. Ja. En dit is die hoop vir almal daar buite, vir 'n ouer wat nog kinders het of 'n kind wat nog ouers het en vir iemand bid. Daar is nog tyd. Maar daar's nie genoeg tyd vir my en jou wat reeds dit het om dit te laat gaan nie. Daarvoor is daar nie tyd nie. En dit laat my dink aan hierdie woorde wat William Miller geskryf het. I have fixed my mind Mm. on another time. Dankie Tannie. Dankie So vir goed, Tannie se Essie. bereidwilligheid en dankie vir die bereidwilligheid om Jesus se hande en voete te wees waar Tannie werk. En mag die Here Tannie seën en Tannie se arms hoog hou en mag die Here engele om Tannie sit elke dag. Waar Tannie getuig sonder om Bybelstudies te gee of sonder om Tannie se mond oop te maak waar mense kan sê there's something. Ek gee op die oomblik Bybelstudie by. Ek weet Tannie doen, maar vir jare het Tannie nie en mense kon sien. Ek Daar's kon- 'n liefde. Dis hoekom ek sê ek wil graag ook net dit vir jou en Heinrich sê, Chanel. Gaan aan met die goeie werk. Moenie ophou nie. Bly staande, Dankie Tannie. want ons staan op 'n vaste rots. Ons doen. En daar waar ons staan, wil ek ook vir elkeen, wil ek graag hierdie boodskap vir almal stuur wat in die waarheid is. Moenie moed verloor nie. Ons verlosser is op pad. Hy is. En ons gaan binnekort huis toe. Absoluut. Iets om na uit te sien. En vriende, daarmee groet ek dan tot ons weer gesels of mekaar ontmoet wanneer Jesus ons gaan kom haal in die wolke. Mooi dag verder. Dankie.